Konflik knaag aan 'n mens. Dit betrek jou hele lyf. Dit ontstel nie net jou gedagtewêreld nie, maar gaan sit iewers in jou maag, jou stywe spiere, jou hart. Dit oorskadu jou wakker en jou slaap. Sommige mense hardloop weg van konflik en vermy dit ten alle koste. Ander vries en nog ander val aan. Ons kies nie om konflik te hê nie, maar dit gebeur. Lees maar die kommentaar op Facebook, Netwerk 24, News24, luister nuus en luister na die gesprekke in die koffiewinkels. Dis daar. Konflik is volop, dis menslik en dis so oud soos die mens self. Die Bybel is vol verhale van mense wat mekaar in die hare gevlieg het. Dink maar net aan Kain en Abel, 2 broers wat in dieselfde huis met dieselfde ouers groot geword het, wat mekaar nie vertrou nie. Van daar af het families, vriende, volke, die wêreld, die kerk, die konflikpatroon maar net voortgesit. Wat maak 'n mens met konflik? In Handelinge en Galasiërs lees ons hoe Paulus oor konflik praat. En daaruit kan ons die volgende leer. Staan 'n entjie terug. Kyk van ver af, van bo af, met perspektief na jou situasie en na jouself. Is dit regtig so 'n groot rede om te verskil? Of is dit van bo af gekyk eintlik so 'n klein, nie belangrike ding in die groter geheel? Ja, soms moet 'n mens in die kwaad word net eers wegstap. Diep asemhaal, dink, rustig maak en van bo af kyk. Onthou dan ook, julle is saam in hierdie situasie. Dis nooit net een wat konflik veroorsaak nie. As daar konflik is, dink aan wat julle gemeenskaplike fundament is. Wat die dinge is wat vir julle regtig belangrik is, waarop julle verhouding gebou is, of wat maak dat julle kan saamwerk. Vra jouself dan ook, kies ek liefde en vrede, of kies ek om reg te wees? Onthou maar ook, daar kan ook altyd iets goed uit konflik kom, afhangende van hoe ons na mekaar luister, hoe ons daarop reageer en waarna ons uiteindelik streef. Hier teen die einde van die jaar het konflik nogal 'n manier om kop uit te steek, want ons is almal moeg. Die jaar was lank. Ons het almal soort van ons energie van mooi met mekaar wees en beleef wees al opgebruik. Kom ons word daarom op hierdie oomblik stil en dan bid ons. Vader van vrede, U weet hoe graag ek in vrede wil leef, maar U weet ook hoe belangrik sekere dinge vir my is. Vandag bid ek vir U soort hemelse perspektief en die onderskeidingsvermoë om te weet wanneer om te doen wat gedoen moet word en wanneer om eenvoudig vrede te kies. Amen.